Familiekerk, Bottelary in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom.
verhoudingsidee is 'n God-idee, deur hom ontwerp en deur hom ingestel. Hoekom? Omdat hy self 'n verhoudingsgod is, Vader, Seun en Gees, met 'n diep hinkering om ook in verhouding met sy kinders te wees, ons, die mens, die kroon van die skepping. Gaan dieper in jou verhoudings, saam met God en saam met ander. Vriende, soos julle gesien het, is hier 'n besondere tyd wat voorlê, vanaf 4 Mei tot 1 Junie, waar ons gaan fokus op verdiepte verhoudings. Ons jaartema is gaan dieper. En ons het veral in die eerste stuk van die jaar gekyk na gaan dieper in jou verhouding met God. Maar Jesus was eksplisiet en duidelik gewees en gesê, daar's 2 groot beginsels. Die 2 groot dinge wat as ware die hele boodskap van die Bybel saamvat. Jy moet vir God lief hê met jou hele hart, jou hele lewe, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So daarom kan ons nie net fokus op ons verhouding met God nie. Want wanneer jy in 'n verhouding met God is en 'n volgeling van Jesus is jou verhouding met medemense net so belangrik. Dis hoekom daar 'n frase gekoin is wat sê, lewe is verhoudings. En jy weet so goed soos ek weet, as jou verhoudings ongelukkig is, en die mekaar is, en sukkel, dan is die lewe nie lekker nie. Aan die ander kant, wanneer jy in goeie opbouende verhoudings betrokke is, dan is die lewe 'n fees. So ons gaan na verskillende soorte verhoudings kyk, in die volgende 5 weke, en die dagstukkies gaan oor hierdie verskillende aspekte gaan, en ons gaan in ons huiskerke verder praat oor wat dit beteken om in 'n spesifieke verhouding betrokke te wees en hoe 'n mens dit kan verdiep. Die eerste een en die afskop een en die belangrikste verhouding naas jou verhouding met God vir elke mens is jou verhouding met 'n lewensmaat, jou huwelik. Die woord heg geweldig waarde daaraan. So ek wil net vinnig vir jou 'n paar pointers gee. Dis die meeste wat ek kan doen om jou te stimuleer, om jou te laat dink, sonder om in diepte in te gaan. Ek kan waarskynlik 'n preek, nie waarskynlik nie, definitief 'n preek, 'n boodskap, 'n boek skryf oor elkeen van hierdie aspekte. Maar kom ek doen dit om jou te stimuleer oor jou verhouding met 'n huweliksmaat. Ek gebruik die verhouding, die V van verhouding, om 5 aspekte met 'n V vir jou uit te wys. Dit is sommer nie net interessant nie, dit help 'n ou bietjie om te onthou en te stimuleer. Die eerste V wil ek na kyk, is die V van vriendskap. Vriendskap. Vriende, die beste verhouding, huweliksverhouding, is een wat gebaseer is op vriendskap en waar mense vriende is. Ons weet dat die attraksie na mekaar toe baie te doen het met affection, verliefdheid. En dit is hoe mense by mekaar uitkom. En is belangrik en is noodsaaklik om dit deel van 'n huweliksverhouding te hê, maar dit kan nie al wees nie. En dis die probleem wat by baie mense gebeur, is dat daar's affeksie, daar's verliefdheid, daar's die erotiese wat mens trek na mekaar, en jou aanvanklik by mekaar laat kom en by mekaar hou en laat trou, maar soos wat dit begin verdwyn, begin die verhouding taan, sodat daar later nie meer veel oor is nie. Die beste huweliksverhoudings is gebaseer op 'n diep vriendskap. Ek weet nie wie van julle van cricket hou of belangstel nie. Ons kleinseun het ophou cricket speel. Hy sê nee, dit is te stadig. Hy kan nie so heeltyd staan en wag nie. Maar daar's 'n
persoon wat op die oomblik die mense aan die praat het met die naam van Dewald Brewis. Hy het eintlik weer na vore gekom nadat hy as 'n onder 19 speler op almal se lippe was, sogenaamde klein AB. Julle sou al waarskynlik van hom gehoor het en toe 'n bietjie 'n insinking beleef het. En ewe skielik is hy weer op die voorgrond. Ek lees nou die dag die interessante ding van hom, dat hy al van onder 19 jaar, van skooltyd af, betrokke is in 'n verhouding met 'n meisie. En kyk, wat is dit wat daar gesê word van hom? Their bond began with friendship, shared values, honest conversation, and a deep understanding of each other's dreams. A true connection built on trust and time. Dit was vir my so interessant en selfs wonderlik om te sien dat jong mense vandag nog hierdie insig kan hê. En dan lees ek in 'n volgende foto van hulle, their love is rooted in more than affection. It's about trust, patience, belief in one another. Together they share a relationship that are built on mutual respect. Weet julle, daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, Spreuke 17:17, dat daar 'n soort van 'n liefde rondom vriendskap is, wat 'n baie sterk ding is. Friends love through all kinds of weather, and families stick together in all kinds of trouble. Daar's die verliefdheid liefde, wat ons sien baie shaky mag kan wees. Dit is 'n passievolle wat baie maklik taan en dan neem dit weer toe en dan taan dit. Maar 'n vriendskapsliefde, friends love through all kinds of weather. Werk aan 'n vriendskapsverhouding indien jy jou verhouding in jou huwelik wil verdiep. Daar's 'n tweede V en dit is verstaan mekaar. Verstaan mekaar. Wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel daarmee dat dit teenoorgesteldes is wat mekaar aantrek. En baie keer maak jy verliefdheid en die affeksie dat jy verby ander se foute kyk. Niemand van ons is volmaak nie. Verby ander se tekortkominge. Jy sien net die goeie en die positiewe raak. En dan wanneer die verliefdheid 'n bietjie begin taan, dan ewe skielik sien jy negatiewe goed raak, en sien jy dinge raak waarvan jy nie hou nie. En ongelukkig begin fokus jy daarop. Verstaan mekaar wil sê, ons het begrip dat ons verskil van mekaar. Ons sien die een is anders. Ons is nie dieselfde nie en ons kan nie dieselfde wees nie. Want mense wat dieselfde is, raak ook maar gou uitgebak. Dis juist hoekom ons met mekaar aangekom het, is dat die teenoorgestelde van die ander een jou interesseer en jou aktiveer selfs. Daar's 'n skrif wat sê in Spreuke 18 vers 2, a fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. Ons begin opinies oor mekaar uitspreek. Maar ons verstaan mekaar nie regtig of wil nie verstaan nie. Fools find no pleasure in understanding. Vir fools is dit nie belangrik om te verstaan nie. But delight in airing their own opinions. Ja, jy is so en jy is so en jou male. A fool does not delight in understanding, but in revealing his own mind. Is dit nie waar nie? 1 Petrus 3 vers 8 sê, be agreeable. Be agreeable. Moenie op die verskille fokus nie. Be sympathetic. Toon begrip en verstaan. Be loving, be compassionate. Be humble. Moenie dink jy is beter as ander nie.
Die derde V wat ek vir jou wil gee, is die van vasbyt. Vasbyt. Kyk, dis amper die patroon in die wêreld. Ons gaan in 'n verhouding met 'n ander een, in die oomblik as die moeilikhede en die goed begin. Dan begin ons vra of ek die regte keuse gemaak het, en of dit die regte ding is wat ek gedoen het, en as die moeilikhede nie ophou nie, en dit raak meer, dan gooi ons handdoek in, en ons sê, miskien het ek die verkeerde keuse gemaak, en ek moet maar eerder iemand anders gaan soek, met wie ek meer compatible kan wees. Vriende, die huweliksraadgewers en selfs tydskrifte soos die Time Magazine, wat hoogs sekulêre tydskrifte is, sê vir jou almal duidelik, marriage is a long time journey, and keeping going demonstrates a deep commitment to working through challenges and celebrating victories together. En daarom sê die slim ouens ook, focusing on the long-term vision of the marriage, rather than just the immediate difficulties, helps couples build a strong foundation for a lifetime together. Die huwelik, nes die geestelike reis, is 'n marathon. En baie keer gooi ons handdoek in, wanneer net 'n bietjie vasbyt vir ons sou gehelp het. Huweliksraadgewers is eens daarin, dat byt eerder langer vas en pluk die vrugte op die ou end van 'n verhouding wat langtermyn in stand gebly het, teenoor nou weer probeer met iemand anderste, of miskien nooit probeer nie, en eensaam sit vol vrae en dinge wat nie vir jou sin maak nie. Daar is soveel getuienisse van mense wat vir jou dit sê. My husband and I build a marriage that we are grateful for. It hasn't come easy. We have both fought for it and it is worth. We worked hard individually and together. And looking back, I'm proud of where I have come from. Married 51 years. If you believe that spending the rest of your life with that person, then yes, it's worth it to work through most problems with that person. Natuurlik, as 'n verhouding abusive is, en as 'n verhouding afbreekend is, uit die aard van die saak, sal daar 'n punt moet kom wat 'n mens sal moet bestek opneem. Maar in die meeste gevalle, verreweg die meeste gevalle, is dit beter om vas te byt en deur te werk. John Butler het 'n lied wat hy sing, Tripping on You. You better be ready to be a king. If you want to marry a queen, sê hy, you must become a king. You better be ready, to be a king. No crown upon your head can make you into a man. You've got to do the very best every day, best you can. And it is my advice to you, sometimes the truth, it hurts. Everything worth keeping here takes a lot of work. Die vierde V wat ek jou wil gee is die V van vergifnis. Vriende, geen verhouding. Nie jou verhouding met God, nie jou verhouding met jou kinders, nie jou verhouding met medemense, en veral nie jou verhouding met 'n huweliksmaat kan bestaan sonder vergifnis nie. Indien jy nie kan vergewe nie, sal geen verhouding hou nie, sal geen verhouding groei nie, sal geen verhouding verdiep nie. Om grudges te dra, bou net op en op en op. En dan weet ons, kort voor lank, dan word dit alles uitgegooi. En indien dit nie weggeruim word nie, word dit maar net weer teruggepak om maar net weer 'n volgende keer uit te gooi. In Kolossense 3 vers 13 is die woord duidelik, verdra mekaar, en as enige ene klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. En dan kom hierdie belangrike stelling, vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het.
En die woord is duidelik. Die Here vergewe ons oor en oor en oor. Hy hou dit nie teen ons nie. Hy verwyder ons oortredinge, sê die Bybel, so ver soos die ooste van die weste, wat beteken onbeperk ver. Wanneer hy vergewe het, dink hy nie meer daaraan nie. En nou kom Jesus en hy vertel vir ons 'n storie en hy sê, daar was die ou wat die koning 'n klomp geld geskuld het. En toe hy na hoeveel kere nog nie betaal het nie, laat die koning hom in die tronk gooi en hy pleit om genade. En die koning sê, ek vergewe jou. En daai man gaan uit en hy kry op die straat iemand wat hom geld skuld. En hy gryp die ou in sy nek en hy wurg hom en hy sê, as jy nie my dadelik betaal nie, laat ek al jou goed afvat en jou in die tronk gooi. En Jesus sê, dit kan nie. Dit kan nie so werk nie. En die koning het daai man se vergifnis uitgekanselleer. Wanneer jy vergewe is deur die Here, moet en het jy die plig om ander te vergewe. Dit kom ook in die Onse Vader gebed voor, waar Jesus ons leer hoe om te bid. Vader, vergewe ons, soos wat ons hulle vergewe wat teen ons verkeerd opgetree het. Wow, dit kan nie anders nie, die vee van vergifnis. En dan, liewe vriende, die laaste vee, en dis iets wat 'n mens van kleins af moet vassement, nie net in jou eie hart nie, maar ook in die hart van jou kinders. Huwelik is vir altyd. Vir altyd. Die woord is duidelik in Genesis 2 vers 24 en Jesus bevestig dit wanneer hy hierdie skrif aanhaal in Matteus 19 vers 4. Daarom gaan 'n man weg van sy pa en ma en hy gaan woon by sy vrou sodat hulle een kan word. Dis die fondasie van die huwelik dat dit deur God geskep is. Dis baie duidelik om hierdie punt te verstaan. Die huwelik is nie 'n menslike instelling nie. Dis nie 'n samelewing instel nie. Daar het nie op 'n stadium 'n regering besluit, nou is daar 'n huwelik nie. Die huwelik is 100% deur die Skepper ingestel vir sy skepsels. Die man en die vrou wat hy gemaak het hy gesê, is die huwelik. En daarom wat dit vassement is by jou, van trou, dat dit vir altyd is, dan bring dit net 'n ander dimensie. Wanneer jy ingaan in die huwelik om te sê, ek gaan kyk of ek dit werk, of op hierdie stadium dink ek dis 'n goeie ding vir my. Daai oomblik het jy 'n probleem. Dan maak jy nog nie die agterdeure toe, die dag wanneer jy trou nie. Die dag wanneer jy trou, maak jy alle ander deure toe, en jy sê, hierdie is vir keeps, en dis vir altyd. En ons gaan vasbyt, en ons gaan 'n vriendskap bou, en ons gaan mekaar vergewe, en ons gaan deur dik en dun by mekaar staan. Wanneer jy miskien na al hierdie dinge luister, en daar het 'n stadium gekom, wat die rede ook al is, wat jy uit mekaar gegaan het met die huweliksmaat, weet, dat dit nie die einde van die wêreld is nie, dat God ook dit vergewe. God vergewe alles. En dat hy die God is van nuwe kansse en nuwe geleenthede. En dat hy ten spyte van wat 'n mislukking ook al in jou lewe, hy weer vir jou 'n nuwe kans sal gee. Mag jy in hierdie volgende tyd saam met ons kyk en bid hoe jy jou verhoudingslewe kan verdiep, en veral jy wat in 'n huwelik is, hoe jy in 'n dieper huweliksverhouding betrokke kan raak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons gesterf het en opgestaan het om deur die kruis en die oop graf nie net vergifnis vir ons te bewerk nie, maar ook nuwe moontlikhede en geleenthede om verhoudings wat vasgeloop het om te draai, nuut te maak en dieper te maak. Om verhoudings wat misluk het agter ons te sit en ook weer geleentheid vir nuwe verhoudings te gee. Ons eer U, ons aanbid U, ons is lief vir U. Amen.
thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come find His mercy. Come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. Hey! For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Waiting there with open arms. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, For the wonders of His love, His amazing love. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. So bring all your failures, bring your addictions, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting. God so loved